Goeiedag, ons is met die woorde, is ons tuis by die Here. Miskien arriveer jy vanoggend met iets van hierdie rus wat binne in jou kom werk, dat dit sy effek het. Of miskien daag jy baie angstig of gejaagd hierop. Nou wil ek jou uitnooi, ons gaan so deur hierdie week hierdie woorde van Jesaja 30 vers 15 as 'n manier gebruik om onsself in die Here se teenwoordigheid te anker. Ons om vir die Here te sê, Here, ek wil wees waar my voete is. Daar waar my voete die grond raak, daar wil ek wees. Partykeer is dit nogal skep dit nogals angs en spanning as jy dadelik gekonfronteer word met jou omstandighede. Miskien is dit dalk verligtend, omdat dit wat van jou gevra word in hierdie dag wat voor lê, of dit wat die eise van die dag wat agter jou lê, help dit jou om net hier teenwoordig te raak. Miskien wil jy net stil word en vir die Here sê, Here, ek wil wees waar my voete die grond raak. En dan doen jy dit aan die hand van hierdie woorde van Jesaja 30. Sommige net so 'n vry vertaling, dit is in terugkeer en rus, dat ek my redding vind. En dit is in stil wees en vertrou hê, waar ek my krag put. It is in returning and resting is our salvation. In quietness and confidence is our strength. Hierdie week wil ons in 'n diep rus saam met die Here stap, om werklik in sy teenwoordigheid tot rus te kom. Dawid skryf 'n pelgrimslied, 'n belydenis van hier het ek rus gevind. Ons lees Psalm 131 en ons het dit al so baie hier in ons ruimte gehoor en dit gelees. Is een van daai psalms wat keer op keer sy opwagting maak as ons oor hierdie tema oor rus gesels. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Ek maak my nie besorg oor groot en baie dinge nie, hierdie dinge wat bo my vermoë is nie. Maar ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder rus en tevredenheid gevind het. En op so 'n wyse het ek tevredenheid by God gevind. Wat is die dinge waaroor jy besorg is? Wat is die dinge wat jou rus versteur? Wat is die dinge wat jou inbreuk maak op jou rus? Wat is die goed wat jou diep onrustig laat? Daardie goed wat saam met jou in die aand na daai ruimte toe gaan, wat jy jou veilige ruimte, jou slaapkamer, jou bed, daar waar jy nou gaan rus, en wat jou van die een sy na die ander sy omkeer. Dikwels het ons nie beheer oor hierdie dinge nie. Wil jy dalk so in die Here se rus vertrou? Dalk wil jy weer jou dag afsluit. Dalk jy begin jou dag, of jy sluit jou dag af, of miskien wil jy dalk hierdie week 2 keer 'n gewoonte ontwikkel om in die lig van die Here se rus ook in te gaan. Dis 'n groot uitnodiging om die dag te begin in die Here se rus.
Nie dat 'n ou slaperig deur die dag gaan nie, maar dat jy in die Here se vertroue en onder sy beskerming eintlik die dag tegemoet stap, of aan die einde van die dag werklik herlaai word wanneer jy in die Here tot rus kom. Mag jy werklik ook hierdie tevredenheid vind. Mag jy voel hoe daar gewig van jou skouers af sak wanneer jy jou nie te besorg maak oor al die groot dinge wat bo jou vermoë is, wat buite jou bereik is. Miskien wil jy dit dalk net so neersit. En dit so in die Here se hande ook los. Dis die uitnodiging. Mag ons daai uitnodiging met albei ons hande aangryp. Here, dit is werklik om terug te keer en te rus waar ons redding lê, maar dit is ook in hierdie stil wees en vertroue, oortuig te wees, ons krag lê by U. Wil U ons kom vertroos, wil U ons werklik ook hierdie rus kom gee. Ons dankie daarvoor vir U rus wat U ons bied. Amen. 'n geseënde dag vir jou en ons kom weer by mekaar tot 'n volgende ronde.